Voorsitter. Staan meneer Christiaans op, hy sê, en hy swaai die ou vatdoek rapport so rond, voorsitter. Hy swaai hom so rond en hy sê, die leier van die AWB het gesê, die boervolk weier om te verkaffer of te verpaster. En hy sê, voorsitter, hy sê, dit het hom baie seer gemaak. Nou wil ek by herhaling vra, want ek het dit in die verlede gevra. Hoekom, meneer Christian, sê dit jou so seer gemaak? Sien jy jouself as 'n kaffer of as 'n baster? Voorsitter. En as jy jou mos nou nie as 'n kaffer of 'n baster sien nie, dan het ek mos nou nie met jou gepraat nie. Waaroor wil jy nou seer gemaak voel? Geagte meneer die voorsitter, en hy gaan verder en hy sê, ek moet dit tog vir u verhaal, want dis 'n juweel om te onthou. Dis in die parlement waar daar besluit word oor môre se toekomspad. Hy sê die AWB maak hom baie kwaad, maar hy sê, hy sal maar vir Ter Blaans bid, want hy kan nooit hemel toe gaan. Hy het nou die boervolk voorsitter uit die parlement uitgejaag. Nou besluit hy sommer, die boere kan ook nie meer hemel toe gaan nie. Die politieke mag wat hy gekry het, laat hom nou oorlewe in hemel en aarde besluit. Hy sê, want so 'n man sal nooit in die hemel kom nie. En in dieselfde tyd, voorsitter, ja, die koerant berig, dit was vir hulle groot nuus. Sien julle hoe sit hulle hier so? Die nuusmakers vir hulle is hier die kleerlinge en Indiërs wat gister nog nie eens kiesers was nie. En die koerante skryf, voorsitter, hulle sê, toestaan meneer Kuiberg op. Meneer Kuiberg is ook 'n lid van die parlement van die kleerlinge. En hy sê, die dae, Mr. Voorsitter, hy sê, die dae, dat julle ons by Bloedrivier left, right en center geskiet het, is nou verby. Dat ek nou die aand, voorsitter, en Meiert en vrou Kuiberg, man, as ons ooit sal moet skiet, gaan ons nie left, right en center skiet, ons gaan net left skiet. Nou geagte voorsitter, moet u verder luister. Hy sê, as die polisie nie vir ons geweers wil gee nie, ek praat nou in die idioom en ek vertel vir u verbatim soos hy gepraat het. Hy sê, as die polisie nie vir ons geweers wil gee nie, dan gaan ons eie AK-74 skry. Nou weet ek nie of die man nou in Engels Afrikaans probeer praat het, en of hy nie die verskil ken tussen 'n AK-47 of 'n AK-74 nie. Maar miskien is daar al so 'n moderne AK op die mark waarvan die boere nie weet nie. Miskien wil hy 'n AK-74 kry. Hy sê ons kan baie daarvan kry. Om wat mee te maak? Hy sê dit in die gesig van die minister. Hy sê vir die minister, as die SAP vir hulle nie wapens wil gee nie, sal hy baie kommunistiese wapens kan kry om wat mee te maak. En hy sou dink dat die blanke minister staan op in 'n tyd van onlus, en hy sou vir hom sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Hy sou dink, hy sou uit hoofde van sy amp, nie uitdryf van sy nasionalisme en sy integriteit nie, maar net as verantwoordelike minister sou hy die kleerling maan tot orde. Nee, voorsitter, weet jy wat sê hy? Hy sê, ja, dis goed, julle moet vir Ter Blaans bid. Voorsitter, nou wil ek vir hierdie ou minister en die ou kleerling en die ou Indiër sê, julle moenie vir my bid nie, want julle bid vir 'n snaakse God daar in die parlement, wat vir die Mohammedane aanvaarbaar is. Seymour sal vir my bid, ek het nie julle gebedjies nodig nie.
Julle moet tog nooit vir my een van julle skietgebedjies wat so 'n draaiboom Mohammed maak opstuur nie. Ek het dit nie nodig in Suid-Afrika nie. En ek is nie besig met onwettighede nie. Ek is besig om die volk van Suid-Afrika bymekaar te maak bo kan die partypolitieke vlak. Om juis ons God, ons vaderland en ons volk behoue te laat bly. Ek is nie die terroris wat julle wil maak ek is nie. Skrywe hier in die pers, saai môre uit, sê vir die volk, ek is nie 'n terroris en ek staan nie geweld voor, maar ek weier om gewelddadig my volk te laat sterf onder die ANC of die papbroekigheid van hierdie Rugburg ontwaterde regering nie. Laat my nie bang praat en bang maak. En ek ontvang nie boodskapies vanuit die 3-kamerstelsel nie. Die boere wil niks met julle 3-kamerstelsel te doen hê nie. Die boere wil nie eens beding om sitting in julle 3-kamerstelsel te hê nie. Die boere wil hulle vaderland terug hê, wat hulle alleen sal regeer. Is dit verkeerd? Ek wil nie iemand anders se vaderland hê. Ek wil nie iemand anders se regte vertrap. Ek wil nie iemand anders se taalregte vertrap. Ek wil die grond hê waarvoor klein boere kleuters gesterf het. Ek wil my grond wees. My grond moet alleen deur my mense regeer word. Ek kan nie 'n Indiër vertrou om God se gelofte land vir Christus te hou nie. Sit hulle in die Kaap, voorsitter. Hulle is so min in die Transvaal en die Vrystaat. Die kleurlinge en die Indiërs wat 2/3 van die politieke mag het. Hulle is so min dat hulle nie een enkele setel kan wen. Hulle is geen politieke faktor. Maar hulle sit met 2/3 van die politieke mag in die Vrystaat en die Transvaal. Verwag hulle, voorsitter, verwag hierdie mense dat 'n volk sal stil sit, dat mense wat nie eens in sy land woon, die mores van die dierbaarste skat van ons hart gaan bepaal nie. Natuurlik nie. Nou sê ons vir julle hier, dit dreig u nie. Ek het vir u in die begin gesê, geagte meneer die voorsitter, ek het gesê, ducent fata volentum. Die massa en die gewilliges word deur die omstandigheid meegesleep. En ek het gesê, nolentem traunt, en die onwilliges gaan saam. In 'n land wat so met bloed gekoop is, in 'n land met geskiedenis agter hom, 'n land waarin volk woon, maar die grootste emosie kan so in volk en die bruis van nasionalisme en van reg en geregtigheid aan die bors van die volk, wanneer u geagte regering sulke omstandigheid skep, nooit gestuit word nie. Ek kan nie, meneer P.W. Botha, net so min as wat u in staat was om ou Jan Grobler se bas te red op Brits. Net so min is die AWB in staat om die Witman se woede van julle basse af te hou. Julle te lank vir hulle gelieg.